Goeiemôre, good morning. Ek is Rosanne McKenzie. En ek is Pieter, ek staan in vir Pieter Koen, ek is Arnold Geerts. Ek is Elsa Esterhuizen en saam met ons het ons natuurlik die man wat met buffels boer. Ek praat van ons eie minister van Finansies, Thys van Sail. Thys, baie welkom. Wel, solank dit nie vuil buffels is nie. En in the spirit of jy weet die budget vandag, here it goes. 769, 800 and listen properly. So ek hoop die Suid-Afrikaners gaan mooi luister vandag. Ek dink ons gaan hom deurtrek. Ek is positief en ek sien uit daarna. Nou ja, toe, ons wil jou natuurlik nooi om saam met ons te gesels. Skandeer net die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn en stuur vir ons 'n boodskap. Daar is baie in vandag se program. Ons beplan 'n vologgend vol vermaak. Nadia Bekes en Isak Davel kom vertel ons meer oor hulle rolle in die nuwe semi-soet musiekblyspel. Ons word gerazzle-dazzle deur die Jubilee Showbar en Christia Visser kom vertel ons meer oor haar nuwe enkelsnit saam met Armand Oukamp. En ek gesels so net voor 6:15 vanoggend boogskiet, een van die oudste sportsoorte in die wêreld. Nou ek wil gou by julle almal hoor, watter soort bestuurders is julle op die pad? Raas, ons begin weer daar by jou. Ja, ek dink ek is nogal redelik gehoorsaam. Ek het 'n lekker vinnige karretjie, so my voet kan soms bietjie swaar wees op daai petrol, maar ek bly by die reëls. Ek is nogal gehoorsaam. Ja, Ongeduldig. ongeduldig. Ja. So 'n bietjie padwoede? Nee, ek het dit mooi onder beheer. Alhoewel ek moet sê dis die enigste plek waar ek myself laat vloek waar niemand anders my kan hoor nie, want dan is dit tussen my en die liewe Vader. Maar ja, wat my verskriklik pla is dat mense nie net by die reëls kan bly nie. Bly net by die reëls. Dan sal dit as mens veronderstel is om links te bly links en dan werk dit so om. Thys? Weerens, ek is heeltemal rustig. Ek kan nie verstaan nie, maar ek het nou so 'n nuwe series wat ek begin kyk het vir die pand. Okay, van Netflix, Beef. Okay, en dit gaan juist oor 'n bietjie road rage so goeters. So daar is mense daar buite wat regtig waar issues het, hè? Jy gaan nie daarmee wegkom nie. Wat van jou? Ek het nie padwoede nie, Maar sy is swaar op die petrol. Ja, Het jy 'n bietjie van 'n swaar regte skoen? te lief daarvoor om baie vinnig te beweeg op die pad, maar my huidige motor laat dit in elk geval nie toe nie. Seker nie 'n slegte ding nie. Ja, Maar dis waarskynlik. as hy op sy 5000 ref gaan hy hak vas, nee, dan gaan jy volgende keer, okay. Dankie vir daai wenk, Thys. Wel, ek het op 'n video afgekom van iemand daar by die Rivonia Afrit in Johannesburg en die video is geneem en ek wil weet hoe dit julle laat voel. So kom ons kyk gou-gou na daai video. Yo guys, man, what to do, man? All people hate us polo drivers because right now there's a line here and I'm trying to cut right in front right there, man. I'm going to show you how it's done. Look at this. You're going to catch one sleeping. Oh, you see, right there. I could have gone right here. I could have gone. But anyway, I'm not trying to get in there. I'm going straight, baby. Let's get it. Beter om dan op die reguit paadjie te beweeg, maar hoe laat dit julle voel? Is julle geduldig om julle beurt af te wag of druk julle in? Het julle al ingedruk? Ek wag my beurt en ek is ook nogal redelik nice en ek laat mense in, maar wat my regtig irriteer is as ek nou vir jou 'n gap gee en jy sê nie dankie nie. Dan is ek so spyt dat ek jou daar by daai gap ingelaat het dat ek sommer wil, maar ek doen nie. Maar ja, dit is nogal vir my 'n bietjie irriterend as mense so aangaan. Die feit van die saak is, hoekom moet almal anders wag? Hoekom is die polo drivers se tyd belangriker as my tyd? Ek dink nie my tyd is belangriker as hulle se nie. As almal staan en wag, dan moet almal staan en wag. Dis die verkeerd. Dis hoe die reëls werk. So jy's nie 'n polo bestuurder nie. Nee, ek is nie. Wou jy meer uitbrei of laat? Nee, ek sal dit net daar los. Ek ry op die oomblik my vrou se Volvo, so ek het 'n mommy car. Okay, so alhoewel hy kan laat waai as hy wil. Thys, jou voertuig? I'm that guy. Yes! Ek gaan my haat. Maar ja, ek doen nie 'n ry nie. Okay, I'm just that guy. Okay, selfs by die lughawe. Okay. Daar slim mense nou soos daai lange ry staan, okay, en dan I just don't do rows. So ek sal either dan like heeltemal uit die ry uitsit en ek sal jou weet wat heel laaste op die vliegtuig. Ja, dit weet maar ek staan net in 'n ry nie. Dit is net 'n prinsip ding wat ek hou nie daarvan nie. Maar sal jy ek doen presies wat ek is daai ou. Jy weet, ek sal byvoorbeeld nou sê check it move. Ek gaan nou vang. En dan is dit daar. Jy weet so en dan celebrate ek dit. Jy weet as ek yes, dit was lekker.
Maar ek sê daarom op 'n ander dag dankie, okay. Ek sê dankie daarom, maar ja, ek gee myself nou weg. Ek dink mense gaan vir my nou so uit. Hulle gaan nou weet wie dit is wat indruk. Ja. So met ander woorde wat ons regtig moet doen is as ons 'n motorborg kry, moet jy nie goeiemôre, good morning op die deur sit nie. Ja. Nee. He is not that guy. Luister, alles werk nou of baie goed werk nou met gesigsherkenning sagteware of face recognition software. And you use it to unlock your phone tuis, jy het dit by julle gebou, waar jou kantore is. Dit word gebruik vir amper alles. Ja, biometrics. En dit word ook op lughawens gebruik, internasionaal veral. So a young Chinese woman found herself in a little bit of hot water recently with an airport official because of how much makeup she was wearing. So sy het soveel gremering aangehad dat die gesigsherkenningsagteware haar glad nie kon herken nie. En die video is op Chinese sosiale media geplaas en dit het versprei soos 'n veldbrand en talle opmerkings ontlok. Kyk gou hier. 我擦干净了，擦的跟你这身份证上一样，人脸识别过不去了。画他妈这样，找麻烦。 Oh, wat is die grap? Dis wat ek hoor. Check out the make-up af. Ek verstaan die situasie rondom jy moet soos jou paspoortfoto lyk, want dan kan hulle jou nie deurlaat nie. Maar ek dink hierdie is net 'n stapie te ver. Bietjie ekstreem, Dit is regtig ekstreem om te sê, luister, take off your makeup, you don't look like this photo. Like surely you can be a little less short-sighted. If that happened to me, I would be really, really annoyed. Ross, but what's the answer though? If that is the requirement, then what is the answer? A good friend of mine has got this new technology where you drive into, if they have that technology, excuse me, at your residence, at your complex, and you drive in, it's face recognition. You go in and you come out with another car, because it also makes a link between face and reg number, they won't let you out. So die punt daarvan is, daar sekere afsnypunt waar mense moet sê, okay, dis die reël en dis hoe dit is. Ek weet nie of daar 'n antwoord daarvoor is nie. Ek voel jammer vir haar, dit het al met my gebeur, maar dit was as gevolg van my groot sonbril wat ek op my gesig gehad het. So dit is makliker, haal dit af en gaan deur. Daarom net by 'n maatskappy nie by die lughawe nie. Ja. Maar ek dink dit is bietjie vernederend tuis, Ja, soos dit ek is. sê, om daar te moet staan en al En die net dan met gremering. afval en goeders. En Ja. my paspoortfoto was so sleg geweest die laaste paar kere letterlik. Ek lyk soos 'n Libanees en dan val hulle my so kyk en dan sal hy dit al vorentoe loop en vra hulle elke keer vir, is that your wife? Are you traveling with her? As dit vir ek kan nie meer nie. Hey. Ek Ek moet nog my make-up aansit vir my volgende trip. Ja, dalk op jou volgende tripie. Ek dink net daar is soveel verwikkelinge en ontwikkelinge met die tegnologie. Ons kan regtig vir onsself bietjie in 'n val kry. So, kry so lank nog vir jou nog 'n lekker koppie koffie. Ons kuier net hierna weer verder. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Maak seker jy gaan volg ons op sosiale media by Goeiemôre, Good Morning.